Vriende, vanmôre, as ons hier in die huis van die Here bymekaar kom, kom ons as 'n huisgesin bymekaar. Kom ons bymekaar as 'n gesin in 'n familie, maar ons is nie hier op ons eie krag nie. Ons is hier deur die genade van die Here alleen. Psalm 33 vers 20 en 2 tot 22 sê vir ons so mooi hoe ons net weer bewus moet word van die geloof en die vertroue opgesluit in die verhouding met God. Ons oë is op U gefestig, Here. U is ons hulp en ons skild. In U is ons blydskap, want op U heilige naam vertrou ons. U liefde, Here, is oor ons soos ons op U vertrou. Die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en wat ons nooit verlaat nie, groet jou vanmôre in die vrede van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus en die Heilige Gees wat ons ewige trooster is. Kom ons loof en prys die Here met die volgende loflied saam. Vriende, as ons vanoggend so by mekaar kom om God te aanbid, en ons harte aan hom oop te maak, moet ons besef dat ons dikwels tekort skiet. Ons bly stil waar ons moet praat en ons dra nie altyd die lig van Christus werklik uit nie. Daarom nader ons nou tot God in nederigheid en ons kom word stil voor hom en ons kom bely voor hom ons sondes. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons bely dat ons u groot opdrag nie getrou uitvoer nie. Ons het u lief met ons woorde, maar nie altyd met ons aksies nie. Here, ons vergeet om u te dien in alledaagse omstandighede. Ons vergeet om u te dien met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Here, ons vra dat u ons harte sal nuut skep en dat ons werklik kan voor u kom neer lê alles wat ons pla, sodat ons werklik die lig vir die lewe kan wees. Amen. Vriende, die samevatting van die wet wil ek vanmôre sommer vir ons voorlees soos wat dit in Matteus 22 vers 37 en 39 voorkom, waar Jesus self vanmôre hierdie stukkie kom lees. Hy kom sê self hier aan die ouens wat hom nou hier in 'n hoek druk en probeer vir hom vra, maar watter een van die gebooie is nou die belangrikste?
En hy kom sê vir hulle hierdie volgende: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hieraan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie samevatting van die wet herinner ons dat ons lewe 'n weerspieëling is van God se liefde. En ons liefde nie net vir hom nie, maar ook vir mekaar. Dit vra dat ons sal getuig van sy genade oral waar ons gaan. Dat ons die wêreld sal heeltyd vertel van hoe ons God dien. En dat ons in alles wat ons doen, die lig is, verander in die duister. Maar geliefdes, ons hoef nie in skuld en vrees te lewe nie. Want daai bekende teksvers van 1 Johannes 1 vers 9 gee vir ons die bemoediging en lei as volg: As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtighede. Deur die offer van Jesus Christus is ons vergewe. Jy is vrygespreek. Nie deur jou eie werke nie, maar deur God se genade alleen. Nou roep hy ons om in hierdie vryheid te leef en om uit te gaan, om as sy getuies in 'n gebroke en donker wêreld te gaan leef. Aanvaar hierdie vryspraak met dankbaarheid. Gryp dit met beide arms aan en laat dit jou aanmoedig om die liefde van Christus nie net in woord nie, maar ook in daad uit te lewe. Kom ons antwoord hierop saam, hardop staande die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, vanmôre se teksgedeelte, vir die wat so lank dit wil opsoek, is Matteus 5. Matteus 5 vers 13 tot 16. Baie bekende gedeelte. Matteus 5 vers 13 tot 16. En die tema vanoggend gaan ons so 'n bietjie ondersoek instel oor, ons het vir mekaar gesê, ons is die liggaam van Christus. Ons is hierdie huisgesin van God. Maar as die liggaam van Christus, is ons geroep om die lig van Christus in 'n donker en gebroke wêreld uit te dra en om die lig te wees deur ons getuienis en ons diensbaarheid daar waar ons onsself bevind. En daarom die tema die lig en diens van Christus, ons opdrag om te getuig. Nou, dink gou vir my vir 'n oomblik. Jouself daar, almal van ons het ons alself in 'n donker vertrek gevind. Haai wat so donker is, jy kan nie jou hand voor jou oë sien nie. Al wat dan kan sien is jou maarmerrie of jou klein toontjie. Dis al wat baie duidelik kan sien wat in daai vertrek aangaan. En dis dan wat jy besef wat om jou aangaan, niks. Dis donker. Nou,
vir 'n volgende oomblik steek iemand 'n kers aan in daai donkerte. En ewe skielik verander die hele omgewing binne in daai donker vertrek. En jy kan nog 'n kers by die persoon se kers gaan aansteek en ewe skielik het jy meer as een lig binne in die donker. En so word die donker uitgewis. Nou, daardie klein liggie verander nou die hele vertrek. En net so is ons geloof ook. In hierdie wêreld vol duisternis, waar mense worstel met gebrokenheid, hartseer, soveel teleurstellings en pyn, is elkeen van ons geroep om ligdraers te wees in daai oomblikke van donkerte. Maar tog voel ons dikwels nie goed genoeg nie. Ons voel ons is nie bekwaam genoeg of toegerus genoeg om vir ander te gaan vertel van die Here nie. Of eenvoudig, baie van ons voel net ons is onwillig. Ons is nie nou lus nie. So ons gaan nie nou dit loop doen nie. Nou Jesus sê hier in hierdie teksgedeelte wat ons nou gaan lees, sê hy dat julle is die lig van die wêreld. Hy kom nie hier met 'n voorstel of 'n versoek, as jy sou wou of miskien tyd kry, kan jy die lig vir die wêreld wees nie. Hy kom en sê, jy is die lig vir die wêreld. Ons is ligdraers, nie net omdat ons perfek is nie, want dan sal niemand 'n ligdraer gewees het nie. Ons is daar oor God se genade. En ons moet onthou dat sy lig in ons onperfekte lewens skyn. Vandag wil ek hê ons moet opnuut weer ontdek die unieke opdrag wat ek en jy gekry het. Dat ons geroep is om te getuig en te dien daar waar ons benodig word. Te midde van die wêreld se duisternis, te midde van die donkerte om ons. Kom ons lees saam. Ek lees vanmôre uit die 2020 vertaling uit. Julle is meer as welkom om saam te lees. Vers 13. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mense steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander, en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Ons lees tot sover. Ou vriende, hierdie gedeelte wat hier is Jesus self aan die woord, en dit vorm deel van die baie bekende teksgedeelte wat ons die bergrede noem. En hier is Jesus besig om nie net die skare nie, maar ook sy disippels toe te spreek, waar hy vir hulle blootstel en vir hulle bekend maak, hoe lyk 'n lewe as ek nou 'n burger is van die nuwe koninkryk. Daarom roep hy hulle om sigbare ligdraers en sout te wees, om die wêreld te beïnvloed deur hulle woorde, sowel as hulle aksies. Vir ons vandag is hierdie nog net so 'n relevante oproep. Dit het nog nie verander nie, want die wêreld het nog altyd dieselfde gebly. Ons lewe nog steeds in hierdie gebroke en donker wêreld. Ons het nog steeds gebroke huisgesinne. Daar is nog steeds korrupsie. Daar is nog steeds geestelike apatiese ervarings waar ons eensydig en wegbeweeg van Christus af. En dan seker die mees kommerwekkende een is ons is besig om sistematies
God te verwyder vanuit ons lewens uit. Dink mooi daaroor. Ons is besig om toe te gee dat God in ons samelewings verwyder word. En ek wil amper vir myself verstout om te sê dat elke keer wanneer ons so 'n situasie kry waar ons nie meer godsdiens toepas nie, waar ons nie meer God as die kern het nie, blaas ons 'n kersie dood. Vir ons vandag moet ons regtig loop stil word en dink hieroor. Hierdie uitdaging voel vir ons baie oorweldigend. As ons na die wêreld kyk om ons wat gebroken en stikkend is, voel dit vir ons dis 'n onoorwonde stryd wat ons veg. Wat kan ek as 'n gewone persoon werklik doen? Nou die antwoord lê in Christus se werk deur ons as sy liggaam. Ons is nie op ons eie nie. Christendom is nie 'n solo act soos die Engels sê nie. Dis nie 'n een-man show nie. Om 'n Christen te wees beteken nie ek moet my woord ken en op die sitkamerbank bly lê en hoop eers iemand stap by die voordeur in dat ek 'n bietjie met hom kan gesels nie. Christendom beteken om deel te wees van iets groters. Om werklik deel te wees van die liggaam van Christus. En tog sukkel ons dikwels om hierdie opdrag te kop. Om hierdie kopkennis, hartkennis te maak. Om werklik te verstaan wat ons moet doen. Nou ek kon so vinnig 4 redes identifiseer, wat algemeen op die tafel gesit word, wat keer dat ek nie goed genoeg is nie. Uitdagings wat verhoed dat ek getuig en in diens is van die Here. Eerstens is die vrees vir verwerping. Ek is so bang om te getuig, want wat gaan die mense van my dink? Vriende, ek kan uit my eie lewe getuig, dat die dag wanneer jy kies om die pad van die Here te stap, is die moontlikheid daar dat jy lewenslange vriende verloor. Want jou getuienis, jou lewenspad, is nie wat hulle wil hoor nie. So ja, oordeel, verwerping, dit lê in wag vir jou. Gebrek aan tyd, ek het nie nou tyd nie. Ek sal later. Ek sal eers in my dagboek kyk, wag, hierdie week is 'n bietjie vol, miskien volgende week Saterdag het ek dalk 'n gaatjie om bietjie te getuig of 'n bietjie iets te doen. Gebrokenheid in ons eie lewens. Ek voel nie goed genoeg nie. Ek voel ek is te kort. Ek kom nie by nie, so ek kan nie gaan getuig nie. Ek het nie die vermoë om met mense te praat nie. Ek kan nie voor die kerk of 'n gemeente of 'n groep loop staan en my getuienis kom lewer nie. Ander ding is geestelike passiwiteit. Jy kies om eerder so gemaklik te raak, in so 'n gemaksone in te gaan, dat jy heeltemal nie meer omgee van wat buitekant aangaan nie. Moet my tog net nie betrokke maak nie. Jesus roep ons om juis bo hierdie uitdagings uit te styg. Hy gee ons nie net 'n opdrag nie, maar hy gee aan ons die krag deur die Heilige Gees om die opdrag wat aan ons gegee word uit te voer. So jy sien, dis nie jy wat dit hoef te doen nie. Jy moet net bereid wees om in daai situasie daar te wees. Jy sien, ons het 'n mandaat om te skyn. Ons het 'n opdrag, 'n Godgegewe opdrag. Jesus sê die lig vir die wêreld. Hierdie lig is nie ons eie nie. Dit kom van hom af. Ons lig moet sigbaar wees deur hoe ons lewe, sodat ons deur ons optredes God kan verheerlik. Elke gelowige
is 'n draer van Christus se lig. Elkeen van ons het die potensiaal om te skyn. 'n Kers wat in die kas lê, het die potensiaal om te brand. Maar as hy in die kas lê, bly hy 'n kers. En dan gaan daai donker vertrek nooit verlig word nie. Getuienis begin wanneer ons die krag en liefde van Christus sigbaar maak deur ons lewens. Daar waar jy jou bevind, deur hoe jy praat, deur wat jy sê en deur wat jy doen. Dit beteken dat ons nie ons lig onder die maatemmer kan wegsteek nie. Wanneer ons stil bly oor ons geloof, of wanneer ons nie wil betrokke word by die wêreld wat stikkend is daar buite nie, dan faal ons in die opdrag wat God vir ons gegee het. Ons moet onthou, ons het 'n rol as die liggaam van Christus. Paulus gebruik hierdie beeldspraak oralsoor in die Nuwe Testament. En dis vir my so 'n mooi beeld. 1 Korintiërs 12:27 gebruik hy dit weer wat hy sê, julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Paulus herinner ons keer op keer op keer dat ons deel is van die liggaam van Christus. Elkeen van ons het ons unieke gawes en moet dit gebruik tot eer van die koninkryk. So as jy vir een oomblik dink jy's nie goed genoeg nie, dink weer. As jy dink jou liggie kan nie aangesteek word nie, jou kers kan nie aangesteek word nie, dink weer. Kerels, ek kom uit die wêreld uit wat baie warm raak en dan wanneer daardie slagkrag af is, dan loop soek jy nou 'n kers. Maar wie het nou al 'n kers uit 'n kas loop uithaal wat nou lank warm gekry het? Dink jy hy is nie meer goed genoeg om lig te maak nie, as hy nou so krom en skeef is? Maar tog as ek hom aansteek, brand hy, en hy maak lig. Ek sê maar net. Die krag van getuienis moet ons nooit onderskat nie. Nooit. Die lig wat skyn en die diensbaarheid wat ons lewer, het een doel. En dis om mense na Christus te lei deur ons woorde en ons optrede. Johannes 8:12 sê, ek is die lig van die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ons getuienis is een van die mees kragtigste wapens wat ons het. Dis die mees kragtigste manier waarop ons God kan bring na mense, wat ons mense kan sê, hier is wat die Here doen. Wanneer ons vertel van wat hy in ons lewens doen, inspireer ons ander om die lig van Christus vir hulle self te loop soek. Dis daai aksie wat is, dan steek ek my kers by jou kers aan. En dan gaan ek uit en ek gaan in die donkerte in. En dan inspireer ek weer ander om by my aan te steek. En voor as dit kon keer, is die donker uitgewis. Getuienis is nie net woorde nie, maar dit is ook dade, dis ook aksie. Dis om sigbaar God se liefde vir ander te wys. So as jy voel jy kan nie praat nie en jy kan nie voor mense regtig fisies woorde gebruik nie, kan jy net vir mense omgee en liefde leef. En ek beloof jou, die Here sal die woorde in jou mond sit wanneer dit nodig is. So, hoe pas ons dit prakties in ons lewens toe? Alles begin by een klein woordjie. Gebed. Niks kan plaasvind sonder gebed nie. So, gaan word stil by die Here. Gaan hoor by hom. Watter areas in my lewe is nog donker? Watter areas moet ek nog oorgee aan God, sodat ek kan toelaat dat die lig deur my skyn? Jy moet spesifiek gaan vra vir God om jou 'n geleentheid te gee om mense oor jou pad te plaas, om daai moontlikhede op jou lewenspad te sit en dat jy oopkop genoeg is om dit raak te sien. Anders beteken daai geleentheid niks.
En as jy daai geleentheid sien, moet jy aangaan om die Here te vra om jou toe te rus vir daai oomblik, om net jou lewensverhaal te deel, hoe klein dit ook al mag wees. Ons moet onthou dat die kerk is nie net 'n plek, dit is 'n aktiewe liggaam van Christus, 'n organiese, lewendige, gesonde gesinsstruktuur. En dit is waar ons God se liefde ervaar, deel en kan met ander gaan deel. Elke lid in die liggaam is uniek, soos ons nou gehoor het. Jy moet gaan vra by die Here, waar wil U my gebruik? Wat is my rol? En gebruik my tot die voordeel van die koninkryk. Is ek diensbaar? Kan ek gaan leer vir 'n predikant? Gaan ek uitsendingveld toe? Is ek diensbaar in die gemeente, omgee bediening? Daar's soveel moontlikhede. En as daar nie vir jou 'n ruimte in die kerk is waar jy op die huidige oomblik is nie, maar die Here plaas op jou hart 'n bediening, dan skep jy dit. Dan nader jy jou kerk, jou mense, jou omgegroep en jy begin 'n projek. Jy begin iets sodat daar ruimte is vir mense wat soos jy 'n gawe het om dit te kan dien. Ek wil afsluit met die volgende. 'n gebroke wêreld wag vir jou. Hy wag vir die hoop. En God het ons as sy ligdraers gekies en uitgestuur om lig en liefde te gaan deel met die wêreld daar buite. Die vraag is nie of jy geroep is nie, maar eerder of jy bereid is om die opdrag te gaan uitvoer. So ek daag jou uit hierdie week. Neem hierdie week een spesifieke aksie om jou lig te laat skyn. Of dit nou is deur 'n vriendelike gebaar, ergens wat jy diensbaar is, wat jy aanmeld om diensbaar te wees, of eenvoudig net jou getuienis lewer. Bid vir 'n geleentheid om jou geloof te deel met iemand wat dit nodig het. Hoe weet ek daai persoon het dit nodig? Die Here sal vir my wys. Die Heilige Gees sal my kompas wees. Ek moet net bid. Bid sonder ophou. Elke dag, heeldag, aan mekaar. En hy sal vir my die geleentheid gee. Raak aktief betrokke in 'n bediening of in 'n sendingaksie of by 'n omgegroep, by 'n disippelskapgroep, daar waar jy jou gawes kan ontdek en waar jy jou gawes kan slyp en waar jy jou gawes kan benut tot die koninkryk. Dink weer aan daai kers in die donker kamer. Of dit nou 'n nuwe kers is en of dit nou 'n ou kers is, dink aan hom. Jou lig wat aangesteek word, al voel dit net so klein, het die vermoë om iemand se hele lewe te verander. Jesus het gesê, laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Gaan uit en wees ligdraers hierdie week in hierdie donker en gebroke wêreld. Gaan lewe die roeping uit wat die Here op jou hart geplaas het. Gaan dien die wêreld. Die wêreld het jou nodig. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanmôre net weer opnuut kan besef dat as ek voor U kom staan met al my gebreke, al my gebreke, al my tekortkominge, dat ek nog steeds 'n toerustingstuk in U hand is. Here, ek wil vra dat U almal vandag sal bewus maak van hulle gawes,
maar ook sensitief sal maak waarom hierdie gawes toe te pas daar buite. Here, ons wil U net loof en prys, en met groot dankbaarheid in ons harte wil ons vir U kom dankie sê, vir hoe U elkeen van ons geskape het. Here, tel die seëninge een vir een. Ons het soveel om dankbaar te wees, al is dit in daai oomblik van omstandighede wat ons dit nie voel nie. En daarom is my gebed vanmôre dat elkeen wat hierdie boodskap hoor, sal bewus word van waar U wil hê hulle moet die lig skyn, sodat ons as gemeente, maar ook as 'n gesonde gesin, 'n huisgesin van U, kan funksioneer, deel van die liggaam van Christus. Of wat nou is, om eenvoudig om te gee en te versorg, en of is dit om uit te gaan, en op die uithoeke van die aarde te gaan werk. Ons vra U seën, en ons vra U voorsiening. En dis met groot dankbaarheid in ons hart, wat ons voor U kom sit. Amen. Maar vriende, nou wil ek graag vir Andrei en Annemarie Tiaart geleentheid gee. Hulle is betrokke by die Makwe missie in die noordooste van Mosambiek.